Ekskuus, daar's 5 paddas in my keel. Ons is nie iets wat ek omtrent die padda kan doen nie, so ons sal nou moet misluister asseblief, né? Baie welkom aan al die gemeentelede en al die familielede en almal wat kom kuier saam met ons by ons gemeente. Kom ons begin net eers aan Frans het eers, dat ons asseblief net gaan die afkondigings doen en dan sal ons daarna aangaan met ons erediens. Goeiemôre gemeente, welkom almal vanoggend hier en ook in die besonder aan dominee Annelies Lombard. Ek wil maar net vir julle sê, ons het as kerkraad so 'n tydelike ooreenkoms dat sy vir ons so 3 Sondae in die maand gaan uithelp om te preek, tot ons dan nou 'n nuwe leraar gekry het. En dan wil ek ook sommer vir julle sê dat ons advertensies is uit, en daar het so 5 mense het navraag gedoen. Ons het nog nie aansoeke gekry op hierdie stadium nie, maar daar is 5 navraag wat ons dan hoop ons sal iemand kry vir ons. Wat die verjaarsdae betref, Margaret Leroux verjaar vandag, haar sê baie geluk, en ook almal in hierdie week, ons hoop dat die Here ook vir julle 'n mooi en geseënde jaar sal gee. En dan wil ek ook net vanoggend julle weer herinner aan die Pinksterbidure, 18:30 elke aand van maandag tot donderdag, en dominee Linus ons die Pinksterbidure dan voorhou. En dan vra ek ook maar net voorbinding vir die mense op die siekelys, en vir ons gemeente in die algemeen. Ek dink dit is 'n belangrike tyd, dat die Here vir ons 'n regte leraar vir ons sal stuur, en ons vertrou vir hom op daarvoor. Dominee Annelies, dankie, welkom vanoggend weer, en sy is eintlik maar al bekend aan ons almal, dankie. Dankie dan. Goed julle, kom ons begin vandag met ons toetrede lied. Ons sing saam lied 286. Julle sal sien, vandag is ons 7de opstandingssondag. Volgende Sondag dan vier ons die Pinkster. En ons tema gewoonlik op 'n 7de opstandingssondag is om deel te wees van die kerk. En hoe mooi is dit nie vandag dat ons nou juis 'n baba dogtertjie gaan doop vandag op die 7de Sondag wat ons deel is van die kerk nie. So kom ons begin. Ons begin met ons toetrede lied 286. Daarna sing ons of daarna bly ons staan vir die fotum en vir die seën. Die Here sê, ek die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here. Amen. Laat ons net nou die Here se seën ontvang. Kom ons sing nou vir die Here 'n loflied, lied 553. Vastgebeld, ek
Dit is nou die laaste week voordat ons met Pinkster begin. En in hierdie week is dit baie belangrik dat ons saam dink as kerk, as gemeenskap van gelowiges met die Heilige Gees volgende week, waar ons Pinkster, waar toe gaan daai kinders? Moet al die kinders uitgaan nou? Ok, kan ons net vir al die kleintjies wat moet uitgaan? Julle kan asseblief almal die kant toe uitgaan. Niemand nog nie, goed. Ons is nou by hierdie week, die 7de week van opstanding. Wat is die week voordat ons Pinkster vier? Julle gaan in die NG Kerk die hele week van Pinkster beleef, waar julle die nagedagtenis van die Heilige Gees gaan belewe. Nou as ons aan die einde van die erediens kom en die dominee spreek ons die seën uit, dan sit ons altyd, mag julle die liefde van God en die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees beleef. En dis daarom waarom die 7de Sondag van opstanding altyd saamval met die Pinkster, daai gemeenskap wat ons het met die Heilige Gees. Maar nou dat ons gemeenskap is, loof en bid ons saam. Ons gaan vandag bietjie lees van Mirjam en haar tamboerijn. Ons gaan leer om te loof en te prys saam as gemeente. Maar nou het ons hierdie ongelooflike ding dat ons vandag 'n sakrament gaan bedien en volgende Sondag weer die tweede sakrament, die nagmaal, gaan bedien. Wat nie 'n troue insluit nie. Ons het net 2 sakramente in die kerk. 'n Troue is uitgesluit omdat dit 'n menslike keuse is. Jy kan besluit of jy skei of nie. Dit het niks met God te doen nie. Dit is eintlik hartseer, nee. Maar die doop is wanneer 'n klein babietjie te klein is om nog goeie dade te kan doen. En dan kom die Here God en hy gee vir daardie babietjie sy genade. En volgende naweek gaan ons die nagmaal bedien aan die gemeente. En dit is waar die Here God ons uitnooi na sy tafel toe en vir ons met die brood en die wyn voed en versterk. Dis nie ek en jy wat besluit of ons Sondag genoeg is of nie. Dis die Here wat na stikkende gebroke mense soos ek en jy ons almal toe kom en ons uitnooi na sy tafel toe. So, as jy stikkende gebroke mense is en jy hoor in hierdie week die Here se stem, moet jy jou voorberei, moet jy jou regmaak, hy het jou uitgenooi. Dis nie vir jou, vir my om te besluit of ons goed genoeg is of nie. Dis God wat ons nooi. Net soos vandag na die doop toe, net soos volgende Sondag na die nagmaal toe. Maar nou, wanneer ons genooi raak, is 'n Sabbat eintlik nie enigstens iets anders nie. Dit is eintlik ook 'n feesdag. 'n Feesdag waar die Here vir ons sê, dit is my dag wat ek vir jou gee om 'n bietjie te rus. 'n Sabbat is 'n heilige dag. Jy het gewerk en alles gedoen wat jy moes. Die 7de dag gaan ons rus. Kom ons lees 'n bietjie saam die wet en die belydenis, waar die Here vir ons sê hoe ons hierdie rustdag moet heilig. Hou vas dat ek die regte orde, ek kry het nou verkeerd hier afgegaan. Kom ons lees 'n bietjie saam met hierdie orde, waar die Here vir ons sê hoe ons sy wette moet bewaar en hoe ons as gelowiges in die kerk moet optree dat ander in die wêreld kan sien ons is anders. Broers en susters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan God se wet volgens Eksodus 20. As ons eerlik wil wees, moet ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas ander geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie.
Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teenoor 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Jy moet jouself die vraag afvra as mens hierdie gedeelte lees. Het ek nodig om jaloers te wees op 'n ander se besittings wat die Here vir hom gee? Of gee die Here vir my wat ek nodig het? En daardie dankbaarheid vir die Here wat vir my gesorg het, meer as wat ek ooit in my lewe kan gebruik, meer as wat ek ooit nodig het. Soveel dat ek op 'n Sabbatdag in die kerk van die Here kan kom sit en ons sê altyd my 10de kan kom bring. Wat oor is van dit waarmee die Here my die week gesorg het. Ek het nie nodig om jaloers te wees nie. My God is 'n goeie God en hy sorg vir my mooi. Kom ons bely dan nou saam ons genade voor die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, terwyl ons nou saam die Here se wet en belydenis gehoor het en ons saam besef het hoe sondig ons is, en daarna die genade van die Here gehoor het, van 'n God wat vir my en jou aan 'n kruis uitgehang het, wat daardie dood oorwin het, wat opgestaan het, en wat vir my en jou die lewe gebring het as 'n geskenk. Kom ons sing dan nou saam Lied 486, vers 1 en vers 2. Gemeente, ons het vandag 'n baie besondere dame in die Ou Testament, van alle plekke, die Ou Testament, wat hulle 'n profetes noem. Haar naam is Mirjam, en ons gaan van haar lees vandag in Exodus, hoofstuk 15. Die van julle wat my wil volg, ek gaan uit die 2020 vertaling lees. Ons begin vanaf vers 1 by Exodus 15, en ons gaan eindig by 2 verse. Mirjam is skaars om op te spoor in die Bybel as julle gewonder het, maar hier is een van die plekke, van die min plekke wat ons van haar lees, terwyl sy profetes en al is. Ok, kom ons begin
Dan lees ons saam uit Eksodus hoofstuk 15. Die oorwinningslied by die Rietsee. Miriam het ons bekendgestel in die kerk aan die oorwinningslied. Ons gaan nie vandag as gemeente saam die oorwinningslied sing nie. Ons gaan hom bære vir volgende Sondag na die nagmaal. Maar kom ons luister 'n bietjie, terwyl ons nou besig is met hierdie oorgangtyd in die kerk, waar ons leer om kerk en gemeenskap van gelowiges te lees. Hoe Miriam deur God gebruik is om ons te leer van lofprys en van tamboeryne en van sing. Die oorwinningslied by die Rietsee. Dis nou nadat hulle uit Egipte land uit weggetrek het. Toe het Moses en die Israeliete hierdie lied vir die Here gesing. Hulle het gesê, ek wil sing vir die Here want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see geslinger. My krag en sterkte is die Here en hy was my redding. Hy is my God en hom sal ek vereer. Die God van my vader en hom sal ek verheerlik. Die Here is 'n krygsman. Here is sy naam. Die Farao se strydwaans en sy leer het hy in die see geslinger. Die keur van sy offisiere het weggesink in die Rietsee. Die watermassas het hulle verswelg en die dieptes het hulle afgesak soos 'n klip. U regterhand Here, majesteus en krag. U regterhand Here vernietig die vyand. In u hoë verhewendheid breek u hulle af wat teen u opstaan. U gee torenngloed vrye teels, dit verteer hulle soos strooi. Deur die asem uit u neus het die water opgedam en het die seestrome gaan staan. Soos in 'n dam het die watermassas in die hart van die see gestol. In Afrikaans vertaal, ons het op droë grond die idee getrek. Vers 9. Die vyande het gesê, ek sal agtervolg, inhaal, buit verdeel, my begeerte sal vervul word. Ek sal my swaard trek, my hande sal hulle onderwerp. Het met die asem geblaas, die see het hulle verswelg. Soos lood het hulle gesink in die magtige waters. Wees soos u onder die gode, Here. Wees soos u majesteus en heiligheid, onsagwekkend in lofwaardige dade, u wat wonders doen. U het die regterhand uitgesteek, die aarde het hulle ingesluk. Deur die troue liefde sal u die volk lei wat u gered het. Deur u krag sal u hulle begelei na u heilige woonplek. Volke sal dit hoor, hulle sal sidder. Benoudheid pak die inwoners van Filistia beet. Dan raak die stamhoofde van Edom beangs. Bewing pak die leiers van Moab beet. Al die inwoners van Kanaan sidder. Verskrikking en vrees sal hulle oorval. Vanweë u magtige arm raak hulle stil soos 'n klip, totdat die volk Here verbytrek, totdat die volk wat u gekoop het, verbytrek. Beter vertaal in Afrikaans, losgekoop het, vrygekoop het, heeltemal vry. Vers 17. U sal hulle inbring en plant op die berg van u erfgrond, die plek wat u voorberei het vir u verblyf, Here, die heiligdom, my Here, wat die hande gevestig het. Die Here sal regeer vir altyd en ewig, want die perde van die Farao met sy strydwaans en bemanning het in die see ingegaan. En die Here het die water van die see oor hulle laat terugvloei, maar die Israeliete het op droë grond in die middel van die see deurgetrek. Dan ons hoofvers vir vandag, vers 20. Toe het Miriam, die profetes, die suster van Aaron en Moses, 'n tamboerijn in haar hand geneem, en al die vroue het agter aan haar uitgegaan, met tamboeryne en in 'n kring gedans. Miriam het vir hulle die refrein gesing, sing vir die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see geslinger. Dan daai herhaling van daai refrein. Sing vir die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see geslinger. Sing vir die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see geslinger. Dis tipies iets wat hulle 3 keer sou gesing het. Gemeente, ons gaan vandag net tot sover lees. Gelukkig is die van julle wat die woord van die Here hoor en daarvolgens gaan lewe.
Miriam is 'n stoute vrou. Sy het 'n sterk opinie nogal van haar eie. Sy is Moses en Aaron se sussie. En een ander gedeelte wat ons baie van haar lees, is die gedeelte waar die Here haar met melaatsheid gestraf het. Sy en Aaron was kwaad gewees omdat Moses met 'n Kesiet, dit is basies hier op in Afrika, dit is basies Sudan van vandag. Hulle was kwaad gewees vir Moses dat hy met 'n Kesietiese vrou getrou het. En hulle het hom aangepraat. En toe hulle hom aanpraat, het die Here met hulle gepraat en vir hulle gesê, waar is julle liefde? En hy het vir Miriam gestraf met melaatsheid. En onmiddellik het Aaron en Moses gegaan, hulle het vir God gebid, en daar was hierdie bevel in hierdie dorp gewees, of in die stad gewees, dat die Here gesê het, as Miriam haar vir 7 dae gaan afsonder, en daarna 'n reinigingsbad, of soos die Jode dit doen, die bad mitzwa, as hy na 7 dae die bad mitzwa gaan deurgaan, dan sal sy gereinig word, dan mag sy weer in die stad kom. En die hele gemeenskap van mense, wat wou verder wegtrek, omdat hulle nou net uit Egipte land uit getrek het tent opgeslaan, en vir Miriam gewag, tot sy deur haar hele ritueel is, deur haar hele reinigingsbad is, en toe het hulle verder saam met haar getrek. Vir die van julle wat nie nou die impak verstaan van wat ek nou vir jou sê nie, vir daardie tydse mense, liggaamsvloeistof wat uitgegaan het, was onrein. 'n Vrou wat in daardie tyd van die maand is en wat liggaamsvloeistof gehad het wat uitgegaan het, wat die tydperk was wat Miriam hier nou moes deurgaan. Almal het daai vrou vermy. As jy 'n melaatse was en jy het ingekom in die dorp en jy het jou sere weggesteek onder lang klere, wat nie skaars was in daai tyd nie, daai mense was woestynbewoners, hulle het lang klere aangetrek. En jy het nie van toe aan die kant af geskree, ek is melaats, ek is onrein, moenie naby my kom nie. Dan sou mense gesê het, jy gee nie om nie. Kom ons gaan na die barmhartige Samaritaan toe. Onthou jy die barmhartige Samaritaan wat daar lê en uitbloei, liggaamsvloeistof wat uitgaan, en Jode wat hulle is, en goeie Jode wat ander wou raak sien en wou oppas, het nie aan daai man gevat nie. En ons sal altyd sê, hoe durf hulle? Dis mos nie wat naaste liefde beteken nie. Maar in daardie tyd was dit juis omdat jy omgegee het vir die ou langs jou. En dan kom hierdie Samaritaan, 'n sondaar mens, en hy tel hierdie gewonde ou op die donkie, en hy gaan versorg hom. Ons weet nie lekker hoekom hy hom na 'n gastehuis van daai tyd gevat het nie, 'n herberg soos hulle dit noem. Want dit beteken net die hele herberg se besigheid is vir die volgende 2 weke daarmee heen. Niemand sou daar naby gekom het nie. Goed, ek is 'n ekstrovert. Al die ekstroverte in hierdie kerk. Antwoord my nou eerlik. Resou juist wat ene. Dis my kind. Wie van ons sou vir ander mense gesê het, as ons 'n reinigingstydperk moet ingaan? Nou laat ek nou vir julle sê, uit my oogpunt uit, daar is nie 'n manier nie. Ek sou die systeem gejiphou het, laat niks of niemand ooit moet weet, ek het 'n liggaamsvloeistof wat uitloop, en die probleem is, ons almal is mense. Ek weet nie of julle dit agterkom nie, maar almal het elke liewe dag van sy lewe 'n liggaamsvloeistof wat uitloop. So dit was 'n probleem vir die mense. As ons Eksodus 15 lees, waar uit Egipte land uit wegtrek, waar hulle deur Eritrea moet gaan, dan wonder 'n mens by jouself, wat was die kruks van hierdie storie? En dan kom jy agter, vir hierdie Israeliete, was dit die onreinheid wat hulle nou agtergelos het, om na 'n nuwe land toe te trek wat God vir hulle gee. En dan kom die Here, en hy sê op 'n baie duidelike manier, dat die Egiptenare het 'n spesifieke manier gehad om die Jode te straf. Ons lees hier,
Hulle wil hulle, hier so by vers 9, die vyand het gesê, ek sal agtervolg, inhaal, byt verdeel en al my begeertes vervul. As julle gewonder het, dis nie net om vrouens te verkrag nie, dis om die mans ook te verkrag. Hier so by vers 9 sê, ek sal my swaard trek, my hand sal hulle onderwerp. Dit was 'n gejaag om weg te kom van enige iets of iemand af, wat verder hierdie verdrukking en hierdie slawerny in hierdie Jode se midde wou aangewakker het. En dan kom God. God wat 'n wonderbare God is. God wat 'n groot God is. God wat vir baie jare terwyl hulle in Egipte land is, nie mag aanbid word nie. Want die Egiptiese gode moes aanbid word, want hulle was slawe. En hierdie groot God lei hulle. En hy red hulle uit die Egiptenare se hand. En dan lees ons, hy gee vir hulle 'n skoon breek. Hy gee vir hulle 'n nuwe toekoms. Hy laat letterlik daai rivier so agter hulle toe gaan en is letterlik 'n nuwe skoon breek in 'n tyd waar hulle moedeloos en suf was om weg te hardloop van al hierdie onrein Egiptenare. Waar hulle so moeg was om die heeltyd te moet wegkruip en heeltyd hulle God te moet wegsteek en heeltyd, ek wil sê met twee tipe mense te moet lewe. Aan die een kant is jy gelowig en jy wil God aanbid, en aan die ander kant moet jy al hierdie afgode van die Egiptenaars aanbid. En jy kon nooit werklik jouself wees nie. En hier gee God vir hulle 'n skoon breek. Maar wat doen God? Hy lei dit in met 'n baie spesiale dametjie. Haar naam is Miriam. Miriam het 'n sterk persoonlikheid, en Miriam het 'n wil van haar eie, wat ongehoord was in hierdie tyd, want sy was 'n vrou, sy was onrein. Sy moes stil bly en kinders grootmaak. Maar Miriam kom, en wanneer die Here 'n skoon breek vir die volk gee, dan lees ons hoe Miriam die volk leer sing en dans. Hoekom sê ek dat dit indrukwekkend was? Want as jy getrek het van Egipte land af, na 'n nuwe plek toe, wat half oornag gebeur het, wat die Here vir jou sê, trek, ek is met jou gaan, dan gaan jy nie dink daaraan om tamboeryne in te pak nie. Die van ons wat al ooit op staptoere was, enigiets ekstra, selfs daai paar sokkie ekstra, begin swaar te raak later. Miriam pak 'n tamboerijn in. Wanneer sy vlug, glo sy so aan God en aan die kragtige werking van God, dat sy weet God gaan sy volk 'n nuwe begin gee. Hulle staan op die drempel van iets ongeloofliks groot. En as sy daai tamboerijn inpak in Egipte land, weet sy daar gaan 'n tyd kom wat ons God weer moet loof en prys. Sy weet nog nie wat gaan aan nie. Sy weet nog nie wat kom nie. Sy weet net, ons moet reg wees met die tamboerijn. En wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan lees ons hoe sy vir die volk hierdie refrein, 'n refrein in Afrikaans beteken sy herhaal en herhaal. Hoe sy vir hulle hierdie liedjie leer. Ons God is groot. Kom ek lees hom weer vir hulle. Sing vir die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see geslinger. Wanneer hulle dans, dan is dit nie net sy alleen nie. Dan sy soveel leier-eienskappe in haar, dat al die vroue in 'n kring saam met haar begin dans. En hulle voete begin stamp. En hulle hande begin klap. En hulle begin te sing. En hulle slaan op die tamboeryne. En hulle vier fees. En ewe skielik, as ons hierdie Hebreëus na Afrikaans te vertaal, dan kom ons agter. Ons God is so groot. Ons het geweet, die tyd van lofprysing en die tyd van groot dade is om die draai. Ons kan maar ons tamboeryne inpak. So kom ons gaan terug na die 7de opstandingssondag toe,
Volgende Sondag die Pinkstersondag. Wanneer ons hierdie 2 Sondae vier, dan praat ons saam oor ons almagtige Here God en hoe hy ons leer om gemeenskap van gelowiges te wees. Wie in ons midde het die gawes en die talente van 'n Mirjam? Wie in ons midde het die gawe en die talent om agter Mirjam aan te loop en te sing en tamboeryne te slaan en te dans tot lof en tot eer van God? Ons aanbid 'n groot God. En vandag met die doop gaan ons kom sien hoe die Here vandag 'n dogtertjie in ons midde gegee het, sodat sy werke kan groot gemaak raak, sodat daardie dogtertjie en haar familie vir ons in ons gemeenskap kan leer loof en prys, kan leer om te dans, kan leer dat die kragtige werkings van die Here wat ons dalk nie nou sien nie, vir ons voor lê en hy wil die beste vir ons hê. Ons kan maar die tamboeryne inpak, want ons aanbid 'n goeie God. Gemeente, kom ons lees nou saam die formulier vir die bediening van die doop. Ek gaan eers die formulier lees, daarna gaan ek die ouers vorentoe roep, dan gaan hulle eers vir my 3 vrae beantwoord. En as ons daar klaar is daar altyd 'n familielid wat inkom met die babatjie. Ek wil graag vir julle 'n bietjie inlaat op die, hoe kan ek sê, die beskrywing van 'n doop, die heiligheid. Die doop is 'n sakrament, in Latyns beteken dit heilig. Daar's 'n sekere ritueel wat ons met doop doen wat dit heilig maak. En wat so pragtig inpas by vandag se opstandingssondag. Wanneer daai familielid inkom, dan gee die familielid altyd die babatjie vir een ouer. En dan kom staan die ouers voor by die doopvond. En dan vat die dominee die babatjie by daardie ouer, en dan doop ons die babatjie in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Dis soos daai seëngebed wat ons op die uiteinde ontvang. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Dis 'n seëngebed op daai baba. Hoekom? Want daardie babatjie kon nog niks gedoen het met goeie werke om God se liefde en guns en sy plek in hierdie kerk te kan verseker nie. Daardie babatjie, soos ek en jy toe ons klein en toe ons in alle respek gesê useless was. Ons is deel van die kerk. God is hier by ons. Ons is God sinne. Dan as ons klaar die babatjie gedoop het en God het daai seëngebed afgespreek op daai kind, dan gee die dominee altyd die babatjie vir die ander ouer. Hoe sê hulle? It takes two to tango. So, ons gee altyd weer die babatjie vir die tweede ouer. Want dit is nie net een ouer se werk en nie net een ouer wat gewoonlik die ma is belangrik vir 'n babatjie nie. Daardie familielid wat die babatjie ingebring het, is deel van hierdie ritueel. Die dominee wat namens die gemeente hier so staan, is deel van hierdie ritueel. Ons almal wat in hierdie banke sit, is deel van hierdie ritueel. Ons gaan vandag sien hoe klein die Nali gedoop raak. Ons gaan vandag saam met haar ouers sien hoe hulle belofte aflê, dat hulle vrae gaan leer van die kerk. Wat is ons werk as gemeente? Klein Inali gaan groter raak. En sy gaan begin om rond te loop in die kerk se banke. En ons in die kerkbanke gaan agter haar kyk. Ons wil haar elke Sondag in die kerk sien, sy pla nie in die kerk nie. En dan begin sy te loop en dan kyk sy vir Tannie Anita. En Tannie Anita sit so voor haar rustig en kyk in die kerk. En dan leer klein Inali, ons moet in 'n kerk met ons rustig vorentoe sit. Nou staan al die ooms op om te bid. Dan moet 'n mens opstaan. Mamma, hoekom staan al die ooms op om te bid? Mamma weet nie, dalk moet jy jou kategese juffrou vra. OK, mamma, ek sal vir Sondag vra. En daai tannie is die kategese juffrou, en dan verduidelik sy vir. Ons staan op, omdat dit 'n ou gebruik uit die Grieke uit was. Dat as ons opstaan en sê ons glo, as ons bid, staan ons op. Ons glo wat ons bid. Ons aanbid 'n groot God. Né? En almal van ons wat hier sit, gaan by daardie atletiek wees van klein Inali.
En mamma werk daar aan die kant, besig om toebroodjies te maak. En dan moet dit ons werk as gemeente wees om vir haar te skree. Want sy gaan haar beste en haar hartjie uithardloop. En ons is daar om haar bek te hê, soos die ou mense so gesê het. So doop is nie 'n goedkoop ding om net 'n vinnige foto van ouma op 'n klavier te hê nie. 'n Doop is 'n baie besondere getuienis. Dis waar ons almal sien en ons almal neem deel. Goed, kom ons begin met hierdie formulier. Gemeente van ons Here Jesus Christus. God het ons lief en ons is sy kinders, lank voordat ons nog van God bewus geraak het. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking van God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus, op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees, het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk die kinders van God. Die doop van hierdie kinders van God herinner ons vandag opnuut ook aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons bly en voortdurend ons lewe nuut sal maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers in die gemeente moet hulle daarom hulle kinders leer wat hierdie doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Net soos wat Miriam haar tamboerijn gevat het en sigbaar geslaan het en vir almal 'n liedjie gegee het wat hulle vir ewig kon onthou het om die wonderwerk te onthou van God. Gaan ek en jy vandag saam met die doopouers sien hoe klein Anmalie met 'n fisiese waterteken gedoop raak om ons vir ewig te herinner dat sy 'n Godskind. Ek wil asseblief dan vra dat die ouers vir my sal vorentoe kom. Ek het 3 vrae hierso. Ek gaan al 3 vir julle vra en dan moet julle op die uiteinde hardop antwoord, want die hele gemeente is julle getuie. OK. Glo julle dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? 2. Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig in hierdie belydenis? En 3. Beloof julle om julle kindjie te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die kerk van Christus? Wat is hier op julle 2 se antwoord? Julle kan nou die kindjie vir ons inbring. En Ali Paul, ek doop jou in die naam van die Vader, ek doop jou in die naam van die Seun, ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Staan nie so. Nou, dit sy deel is van ons gemeente, wil ek asseblief vra dat die kerkraad sal vorentoe kom, om die ouers se hande te skud, en daarna gaan die 2 ouers omdraai met hulle babietjie, en dan gaan die gemeente 'n seëngebed op hulle sing. Die kerkraad kan vorentoe kom.
Julle kan nou omdraai na die gemeente toe, dan sing ons saam lied 268. Dis is al die hoeveelste babietjie, maar mens kan nie help om emosioneel te raak as mens 'n babietjie doop nie. Goed julle, kom ons begin nou af te sluit. Ons gaan nou asseblief die offergawes opneem om vir die Here dankie te sê vir so voorreg wat ons vanoggend hier in ons gemeente beleef. En dan daarna gaan ons slotgesang sing. Maar kom ons neem eens ons offergawe op. Gemeente, kom ons bid ons laaste slotgebed saam en dan sing ons laaste slotsang lied 529 vers 1 en vers 4. Daarna kan julle bly staan vir die uitspreek van die seën en die amen daarna. En terwyl ons net so sit, kom ons bid eers saam. Ons almagtige Here God, Vader wat vir ons lief is. Here, U wat vir ons sien nog voordat ons in die moederskoot gewewe was. En U wat met elke liewe een van ons 'n spesiale roeping in die kerk het. Dankie Vader dat hierdie dogtertjie vandag in ons midde by ons kerk aansluit. Vader, nie omdat sy nou gedoop is met water hier voor almal nie, maar U het vandag vir haar 'n spesiale plek op die handpalm gegraveer. U het vandag vir haar gawes en haar talente gegee. En so sal sy U koninkryk en U kerk lof en eer bring. Vader, ons bid vir ons gemeente, dat ons haar altyd sal opdra aan U. Dat ons altyd saam met haar ouers die pad sal loop. Maar nie net saam met hierdie doopeling van vandag nie. Al ons kinders is Gods kinders. En al ons ouers probeer ons bes om in God se woord en wandel ons kinders na die beste van ons vermoë groot te maak. Vader, ons bid en ons vra dat elkeen van ons met ons gawes en talente vandag vir die kerk sal werk,
vir die gemeenskap sal werk en 'n lig vir hierdie diep donker wêreld sal wees. Here, ons kan hierdie dinge van U vra, want U is vir ons 'n goeie God. Amen. Goed gemeente, kom ons sing nou Psalm 529, vers 1 en vers 4. Ontvang na die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by almal van ons bly en wees. Amen.